Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle liefhet. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van God is. Hallo, ek is Dani Moller en dit is my voorreg om vir jou welkom te sê by Helleberg se digitale diens. Hierdie diens is vir Sondag 18 Mei. Die tema is noem my sommer Thomas en ons gaan gesels oor geloof en oor twyfel. Kom ons maak net eers ons oë toe. Dankie Here vir die voorreg om met die Bybel te mag besig wees. Dankie Here dat ons na U toe kan kom met ons geloof, met ons twyfel, met ons vrae. En dat U 'n oor het, dat U verstaan, maar nog meer Here, dat U hierdie pad met ons loop. Amen. Party mense kry 'n reputasie. Mense vertel stories oor hom of haar en ek maak nie saak of dit heeltemal waar is nie, dis wat mense van hom dink. Dink nou maar vir Bakkies Botha. Aangename Christen jong man, maar as jy sy naam sê, dan raak die Engelse rugby-spelers sommer op hulle senuwees. En Bakkies was dalk sy reputasie as breker werd. Maar so kry ons reputasies. Ek het onlangs van my reputasie ontslaag geraak. Mense het dalk gedink ek kan goed fietsry en as jy mooi kyk sal jy sien ek het 'n paar blou kolle in my gesig want ek het afgeval en my reputasie is daarmee heen. Waarvoor is jy bekend? Wat is jou reputasie? Pannekoekbak? Dalk oor jou werk? Of oor jou humeur, goed of sleg? Ja, jou reputasie kan selfs lei tot 'n bynaam. Ek het 'n vriend hier in die gemeente gehad, wat toe ek hom die eerste keer ontmoet, toe sê hy vir my, nee, my naam is Moeilike Malan. En hy is Moeilike Malan. En so kan daar partyke dinge in jou lewe gebeur. 'n Eenmalige gebeurtenis wat vir jou die bynaam vir die res van jou lewe sal gee. My vriend Puna, wat ook al oorlede is, het vir 'n week lank sy hare kort gesny. En vir die res van sy lewe was sy bynaam Puna. Die vraag is nie eintlik wat 'n reputasie jy het nie, watter reputasie sal jy graag wil hê? Ek sal graag 'n reputasie wil hê van iemand wat Jesus gelowig volg. Nie Moeilike Moller of so iets nie. 'n Reputasie is iets wat ander mense van jou dink, dit moet ons dadelik sê. En eintlik is dit nie belangrik nie. Jy weet mos of dit waar is of nie waar is nie. Jy is nie wat mense van jou sê of dink nie. Maar dit is ook baie belangrik. Dit is belangrik as jy graag 'n voorbeeld wil wees. Of as jy seer kry of seer gemaak word deur dit wat mense van jou dink. Ons as gemeente, ons het ook 'n reputasie. En ons reputasie is, kinders is hier tuis, ons doen moeite met ons eredienste, die Bybel is vir ons belangrik, almal is welkom. Daar is ook 'n reputasie, of daar was van mense wat gesê het, oor is die gemeente daar bo in die berg, die Grand Klomp. Gelukkig as hulle hier kom, dan kom hulle agter ons is toe nie so grand nie. En hulle is net so welkom. Ons gaan vandag in die Bybel lees van 'n man met 'n reputasie. 'n Naam wat hy gekry het. En ek dink nie dis 'n regverdige naam nie. Ek dink hulle was lelik met hom. Die man is Thomas, die disipel van Jesus. Hoe was hy bekend? Die ongelowige Thomas. Ons het selfs 'n Afrikaanse uitdrukking vir iemand wat nie iets wil glo nie, dan sê ons, hy's 'n ongelowige Thomas. En as jy in die Oxford Dictionary gaan kyk onder Thomas, dan is al verklaring daarby doubting Thomas. Ek wil vandag vir Thomas in die bresse tree. Ongelowige Thomas, soos mense na hom verwys. Maar dis nie waar nie. Dalk klein gelowig, dalk sien is glo gelowig. Ek dink dit beskryf hom baie beter. En een van die gebeurtenisse in sy lewe het nie sy identiteit finaal bepaal nie. Ons gaan sy storie hoor en agterkom wie hy regtig is. Want sy lewe en sy geloof het baie meer hoogtes bereik as sy reputasie of sy bynaam as ongelowige Thomas. Maar ek wil nie net vir hom in die bresse tree nie. Ek dink hy kan ook vir ons baie beteken op die pad van geloof wat ek en jy loop. En ek wil by ons hier begin. Vir party van ons kom geloof maklik. En vir ander is dit meer van 'n uitdaging. Dit is nie so maklik nie. Jy is nie ongelowig nie. Jy is dalk ook meer klein gelowig of sukkelend gelowig. Jy is meer 'n sinus glo tipe mens. En as dit jy is van wie ek praat, dan sal jy ook vir Thomas verstaan en Thomas vir jou.
Die Johannes-evangelie vertel vir ons meer oor Thomas. Daar's 3 geleenthede waar ons kan kry om meer van Thomas se karakter te leer ken. Hy het 'n ander naam gehad, Didymus. En daar's Bybelkenners wat sê die naam Thomas is eintlik 'n Arameese naam. Dis nie eintlik regtig 'n naam nie, dis eintlik maar net die begrip tweeling. En dat Didymus wat in Grieks tweeling beteken eintlik sy naam was. Moet dit ook al sê, later is die naam Thomas algemeen gebruik en vandag het ons 'n hele paar Thomasse en dalk is jy ook wat hier vandag luister Thomas. En dalk weet jy jou naam beteken eintlik tweeling. Ons weet nie of hy 'n tweeling gehad het en wie dit was nie, maar wat vertel die Bybel? Wat vertel Johannes vir ons oor Thomas? Baie interessante dinge. Die eerste van hom lees ons in Johannes 11 vers 16. Maar dit gaan oor Thomas wat iemand is met moed en met lojaliteit. Die agtergrond is Lazarus, Jesus se vriend, is dood. En die probleem is Lazarus het naby Jerusalem gewoon en in Jerusalem was daar 'n klomp Joodse leiers wat hulle mes ingehaat het vir Jesus. En as Jesus in die omgewing van Jerusalem kom, was daar 'n baie goeie kans dat hulle hom sou arresteer of probeer doodmaak. En daarom was Jesus se bediening grootliks in die noorde in Galilea, ver van Jerusalem af. En dan wanneer Lazarus dood is, besluit Jesus, hy wil gaan. Hy wil gaan daarna na sy huis toe, na sy familie toe. Ondanks die gevaar dat hy gevange doodgemaak sou word. En dan lees ons dat Thomas hierdie dapper woorde vir sy mededisippels sê. In vers 16 lees ons, Thomas het toe vir sy mededisippels gesê, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterf. Dit vertel van sy diepe toewyding aan Jesus. Kom ons gaan, die kans is goed dat ons ook sal doodgaan, maar dis ons verantwoordelikheid. Ons moet saamgaan. Dit kan ook sy eie dood beteken. So die eerste ding wat ons van Thomas leer, sy merkwaardige moed en sy lojaliteit. Die tweede ding wat ons van hom leer, is hy is 'n praktiese voete op die grond mens. In Johannes 14 lees ons dat die disippels baie ontsteld was, want Jesus het vir hulle gesê hy gaan weg. En dan antwoord Jesus en hy sê vir hulle, moenie ontsteld wees nie, in die huis van my Vader is daar baie kamers of woonplekke, ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak, en as ek gegaan het en vir julle plek ingerig het, kom ek terug, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En dan sê Jesus, julle weet mos waarheen ek gaan, en hoe om daar te kom. En onmiddellik is die praktiese Thomas reg om te antwoord. Nee Here, ons weet nie waar jy nie gaan nie, hoe kan ons dan die pad daarheen ken? Die boodskap sê dit baie mooi, die boodskapvertaling. Hy sê, met alle respek, Here, sê Thomas, ons ken nie eens die adres waar jy nie gaan nie. Hoe op aarde sal ons dan weet watter pad om te vat? En dan lei sy vraag, Thomas se vraag, tot die beroemde antwoord van Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my nie. Thomas is iemand wat luister, iemand wat wil verstaan, maar ook nie hy om te vra as hy nie verstaan nie, of as iets nie vir hom sin maak nie. En ek kan self nogal met hom identifiseer. Die derde prentjie van Thomas se lewe is die een waarvoor hy sy bynaam gekry het, ongelowige Thomas. Dis in Johannes 20, as wanneer Jesus uit die dood opgestaan het, dan sy disippels verskyn, en Thomas was nie by nie, en as hulle hom vertel, dan sê hulle het vir Jesus gesien. Nou wat verwag jy van die praktiese Thomas? Hy was nie dadelik meegevoer in hulle opwinding nie. Is julle seker? Was dit nie 'n spook nie, want die Grieke van daai tyd het in spooke geglo. Was dit regtig Jesus wat opgestaan het en lewe? Is wat Thomas vra. Ek sal self wil sien, dan sal ek glo. Ek wil hom in sy wonde voel met my hande. Kom ons lees hierdie gedeelte saam. Uit Johannes 20 uit. Ek lees uit die 2020 vertaling van vers 19 af. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. En die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. En Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. En hier wonder ons so bietjie. Johannes was self een van die disippels en hy vertel hoe bly was hulle om Jesus te sien. So die wat nou nie 'n teks voor hulle het nie, ek onderbreek dit so bietjie, want ek wil so bietjie opmerking maak net oor hierdie woorde van hulle was verheug om hom te sien. Lukas vertel dieselfde verhaal, maar hy vertel hom so 'n bietjie anders. Hy vertel dat die disippels ook maar baie onseker was
voor hulle bly geword het. In Lukas 24 lees ons terwyl hulle nog besig was om oor die dinge te praat, staan Jesus tussen hulle en hy sê vir hulle vrede vir hulle. En dan lees ons in vers 37, verskrik en beangst het hulle gedink dat hulle 'n gees sien. Maar hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dis ek self. Vat aan my. 'n Gees het nie vleis en bene nie, sodat julle kan sien dat soos ek het. En nadat hy gesê het, wys hy nog sy hande en sy voete. So dis wat Lukas vertel vir hierdie eindse disippels wat ook maar bekommerd en bang was. En dan sê hy nog vir hulle, het julle iets te ete hier? Nou eet hy 'n geroosterde stuk vis, sodat hulle kan sien dat dit regtig hy is en nie 'n spook nie. So, wanneer Judas verskyn, wanneer Jesus verskyn en wanneer sy disippels onseker is, dan moet ons verstaan, ook in hierdie geval is Thomas nie so anders as sy mededisippels nie. Ek lees weer verder van vers 21 af. Jesus sê toe vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sonde vergewe, is dit hulle vergewe. As julle van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didymus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. En die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in sy spykermerke en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. En daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Maar in hierdie woorde was die bron van Thomas se bynaam of sy reputasie, dat Jesus vir hom gesê het, maar jy is dan ongelowig, wees gelowig. Vers 28 sê Thomas, my Here en my God. Ons het geen aanduiding dat hy gevat het nie, dat hy aan Jesus gevat het eers nie. Dis asof hierdie Jesus wat met hom praat, hierdie verskyn van Jesus aan hom, vir hom genoeg is. En hy sê hierdie wonderlike belydenis, my Here en my God. En toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Jesus het nog baie ander tekens vir sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Dis die Here se woord, wonderlik om dit te kan lees hierdie verhaal. Thomas was skepties. Hy wou self sien, hy wou voel. Maar wanneer Jesus aan hom verskyn, vir die twyfelende Thomas nooi hom aan sy wonde te raak, dan reageer hy met hierdie diep belydenis, my Here en my God. En dis 'n keerpunt. Sy twyfel verander in een van die sterkste geloofsbelydenis van Jesus se goddelikheid in hierdie evangelie. Die lig breek vir Thomas deur. Jesus het opgestaan, hy is die opgestane heiland. En dis belangrik dat ons dit moet glo. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 dat ons dit moet glo as ons as Christus nie opgewek is nie, is ons geloof waardeloos en ons is nog steeds gevangenes van ons eie sondes. En in vers 19 skryf Paulus ook dat ons net vir hierdie lewe, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. So op 'n manier was Jesus 'n groot uitdaging in sy bediening ook presies dit. 3 jaar lank moes hy vir sy disippels so ver kry om in hom as die Here en God te glo. En na sy opstanding uit die dood is dit nou noodsaaklik. Hulle moet dit verstaan en daarom verskyn hy aan hulle. En dis die tyd in die kerkjaar waarin ons nou is, die tyd voor Hemelvaart, waar Jesus en sy disippels verskyn en ook ons weer gekonfronteer word met hierdie ongelooflike waarheid, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Om dit te kan sien en om dit te kan glo, is vir Johannes die belangrikste begrippe. Eers as jy regtig sien, reg sien, dan kan jy glo. En dis waarmee ons besig is. Johannes 20 vers 31 skryf Johannes dan aan die einde van sy evangelie, wat ons gelees het, hierdie dinge is neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê.
sodat julle kan glo, sodat ons kan glo. Dis hoekom die evangelie geskryf is. Dis hoekom ons dit vandag nog kan lees. Johannes se evangelie sê hierdie egte geloof is die resultaat van 'n ontmoeting met die Here Jesus, met God self. En elkeen van ons wil glo. Die probleem is, hoe kan ons vir Jesus sien? Want dis die sleutelwoord vir Johannes, om te kan sien. Johannes en Petrus het by die graf uitgeasem, uit die graf uitgehardloop gekom, en dan het hulle die doeke gesien en geglo met die opstanding. Later het Maria daar aangekom en deur die wasems van haar betraande oë kon sy die Here sien. En sy het gesukkel om hom te sien, totdat hy vir haar gesê het, Maria, en dan hardloop sy terug en sy sê, ek het die Here gesien. En hier is die disippels, en wie Jesus daar in die boventrek verskyn het, wat vir Thomas vertel, ons het die Here gesien. En dan sê hy, ek wil ook sien, anders kan ek nie glo nie. Daarom is ons gebed vandag, vir my en vir jou, Here, help ons om U te sien. Openbaar U aan ons. Ons is moderne en postmoderne mense. Ons wil glo. Maar Here, ons sukkel om te sien. Hierdie prentjie op die skerm is 'n prentjie van dogters in 'n stad. Maar as jy oë so op 'n kreefie trek en stadig ooppak en jy kyk mooi, dan sien jy vir Jesus raak. Dis op 'n manier hierdie prentjie, hierdie gebed wat ons het, die Here vir ons help om dit te kan laat gebeur. Ek hoop jy kry dit reg. Kyk mooi, sien raak. Jesus is die opgestane Here, die lewende God. Hy is deel van ons lewe. En dis wat hy bevestig as hy vir Thomas sê, gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Want daar sien en sien, ons kan nie vir Jesus meer op dieselfde manier sien as wat Thomas hom gesien het nie. Hy het hom gesien in lewende lywe. Ons sien hom met geestelike oë. En dit glo ek, is waar die Heilige Gees inkom, om ons te laat sien. Ek lees van hierdie voorbeeld om dit te verduidelik van die nagsig toerusting waarmee weermagte dikwels werk. Die ding wat jy gebruik om in die donker te kan sien. Want dit is vir ons onmoontlik om in die donker te kan sien, maar dan kry jy hierdie apparate wat dit moontlik maak met 'n lae frekwensie infrarooi golwe, dan sien jy die beelde, of 'n hoë infrarooi hittegolwe, en dan sien jy ook, kan jy die letterlik sien waar dit beweeg omdat dit warm is. Dan sien jy letterlik in die donker beelde wat jy nie met jou gewone retina kan waarneem nie. En op 'n manier het ek besef, dis presies wat ons geloof werk. Die opgestane Jesus is daar, werklik lewend teenwoordig. Maar die donker van my en jou sonde en ons ongeloof maak hom dikwels vaag sigbaar, onsigbaar. En dis eers as die Here self ook aan my en jou verskyn, sy vir ons hierdie besondere apparaat opsit, hierdie nagsig apparaat opsit, en dit noem ons dan nou geloof, dat ons hom kan raak sien. Want Jesus het opgestaan, en hy leef, en hierdie tyd is dit die boodskap. Ons sien hom net nie so duidelik raak nie. Hoe werk hierdie apparaat van geloof? Dis in die eerste plek die Heilige Gees wat ons help om te sien en te glo. En ons het in hierdie gedeelte gelees hoe dat Jesus ook op sy disippels blaas en sê ontvang die Heilige Gees. Party uitleggers sê dis Johannes se weergawe van Pinkster. Waar hy ook vir hulle die toerus om te sê ek stuur julle uit. Ek stuur julle uit om te gaan verkondig. Maar dit is ook belangrik om te verstaan dat eintlik hierdie verborge Jesus ook sigbaar geword het vir hulle, nadat die Gees hulle oë oopgemaak het. Een van die mooi verhale in die Bybel is van Elisa, daar in 2 Konings 6, waar hy vir sy slaaf bid en sê, Here, maak sy oë oop dat hy kan sien. Daar was hierdie klomp vyande wat hulle bedreig het, maar as hy sy oë oopmaak, dan sien hy die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. God is daar. En dis wat ons gebed, dat die Here vir ons oë sal oopmaak, dat ons kan sien. Nou ons het hierdie nagkykers om te kan sien. Maar dis asof hierdie toerusting nie altyd lekker wil werk, en ons altyd so mooi kan sien nie. Die beeld is dof. En ons begin wonder of ons regtig sien. Is dit regtig? En dan oorval twyfel my. Ek is jy ook een van die mense wat sê, jong, ek twyfel. Ek is onseker. Geloof is nie vir my maklik nie. Dan kan ek dadelik sê, twyfel is nie iets om oor skaam te wees nie. Twyfel is deel van ons geloofreis. Dis nie 'n teken van mislukking nie. Dis 'n geleentheid vir groei.
Jesus verwerp nooit mense oor hulle twyfel nie. Hy ontmoet hulle en hulle vra, hy help hulle, en die Bybel sien ons telkens, hy help hulle na 'n sterker geloof. Geloof is nie 'n eenvoudige pad van sekerheid nie, dis 'n reis. En vir baie is dit 'n reis wat dikwels deur twyfel en vrae en worsteling gevorm word. Mense so Thomas en Job en Dawid het almal hulle oomblikke gehad waar hulle gewonder het oor God. Of God regtig is, oor God se teenwoordigheid, oor sy bedoeling, oor sy beloftes. En selfs in tye van onsekerheid leer die Bybel ons, geloof gaan nie net oor kennis nie. Dit gaan oor om te volhard. C.S. Lewis het gesê, geloof is die kuns om vas te hou aan wat jou verstand op jou rede eens aanvaar het. Selfs wanneer jou emosies en omstandighede verander. Om dan vas te hou. Dit verg moed om te bly glo, al voel die pad moeilik, die antwoorde vaag. En dan gebeur goed in ons lewe. Daar's tye wanneer ons swaar kry. Wanneer ek vra, waar is God? Is my geloof sterk genoeg? Onthou, hierdie vrae is nie tekens van swakheid nie. Dis tekens van 'n soekende hart, 'n hart wat groei. Die Bybel wys weer vir ons, God wys nie mense af wat worstel nie. Hy nooi hulle nader. En so het Jesus ook nie vir Thomas veroordeel nie. Hy het hom genooi, kom Thomas, kom kyk. Hierdie nagsig toerusting, hierdie dinge waarmee ons kan kyk in die donker, het op 'n manier sekere, dalk is dit stelknoppe. Ons moet dit op die regte manier gebruik. En dan word Jesus duidelik sigbaar. En ek wil jou so 'n bietjie daarmee help om te sê, wat kan ons doen om uit te kom ook by hierdie, en ons twyfel op weet kan uitkom by hierdie belydenis van Thomas, wat net kan sê, my Here en my God. En ek wil so 'n paar vir jou noem. Die eerste is, ek wil jou herinner aan God se getrouheid. Jy moet jouself herinner aan God se getrouheid. Die Here is getrou. Kyk terug na hoe God in jou lewe gewerk het. Skryf dit sommer neer in jou moeilike tye en sê die Here was daar en hy sal weer daar wees. Die tweede is, bid eerlik en met vertroue. Praat met die Here. Moenie probeer bang wees om eerlik te wees met God nie. God verstaan. Die help nie jy probeer vir God vermy nie. Praat juis met God. En vra van die Here. Die derde wat my baie belangrik is verbind jou eintlik weer tot die Bybel. Maak meer van die Bybel. Geloof kom dikwels, ons vra Here praat met ons, maar die Here wil met ons praat. Hy wil met ons praat deur die Bybel. En dit is vir my en vir jou om die Bybel oop te maak, net te begin lees, te begin te bestudeer. Dikwels is die Bybel 'n toeboek in ons lewe. En dan wonder ons, kom twyfel oor ons. My gebed is en jou gebed is dat die Here met ons sal werk, maar hy moet met ons werk ons dikwels deur die Bybel. So weet nie presies hoe dit werk nie, maar ons verstaan dat die Here vir ons ontdekkings bring wanneer ons in die Bybel lees. Ontdekkings oor ons geloof, ontdekkings oor God, dat God met ons praat. Maak dit sommer vandag jou voorneme. Ek gaan meer tyd maak om die Bybel te lees. En sien hoe meer jy die Bybel lees, hoe duideliker gaan die opgestane Jesus in jou visie word. Maria se oë was vol trane, daarom kom sy nie die opgestane Jesus so mooi sien nie. Miskien is daar iets anders wat jou oë verdof. 'n oorvol program, 'n stuk sonde wat jy nie wil los nie. 'n verkeerde verhouding met iemand, 'n wanverhouding met iemand, hartseer oor iets wat jy nie kan verander nie. Of sommer net jou prioriteite wat ongebalanseerd verkeerd is. Vat dit na die Here toe, dat hy jou oë kan skoonvee. En tel dan weer in jou Bybel op, of jou Bybel app, en daar in jou stilte tyd, of saam met iemand anders. En jy sal verbaas wees hoe duidelik Jesus as opgestane Here sigbaar word. Jesus verskyn aan Thomas. En dan is dit die gesproke woord, Jesus wat met hom praat. En as hierdie woord kom, dan glo hy. En dit kan vir jou ook waar wees. 'n vierde deel hiervan is die gemeenskap van gelowiges, om moeite te doen met mekaar. Ons het mekaar ook nodig op hierdie pad. Om saam met gelowiges uit pad te loop, is 'n plek om te kan groei. Die bekende beeld van tussen ander brandende kole is jou smeulende koeltjie, het hy diep kans om weer te begin vlam vat. En dis die doel van die kerk, dis die doel van erediens, dis die doel van omgegroepe, om mekaar te bemoedig, om op mekaar te leun. En kom ons doen dit. Deel jou twyfel met vriende, deel jou twyfel met jou geestelike leier of jou mentor, praat met mekaar daaroor. En soms kan iemand anders 'n perspektief vir jou gee, en jou help.
In die 5de plek wil ek sê, vertrou God, al verstaan jy nie alles nie. Wanneer ons moed verloor, wanneer ons begin twyfel, kry ons dikwels nie dadelik die antwoord nie. En dan moet ons net vasbyt. Vertrou op die Here. Dis wat geloof is. Geloof is, hierdie aanhaling sê vir my, faith is a place of mystery, where we find the courage to believe in what we cannot see, and the strength to let go of our fear of uncertainty. Daar is onsekerheid, maar die Here moet vir ons die krag gee, die Heilige Gees wil dit vir ons gee, om te kan aangaan. Onthou Thomas se reis van twyfel na geloof, het geëindig in 'n belydenis, en jou pad van twyfel kan ook 'n pad na groter vertroue wees. En die laaste wat ek wil sê is, die gehoorsaamheid aan die roeping wat die Here vir ons gegee het. Dis 'n snaakse ding om te sê, ek twyfel, maar die Here stuur sy disippels uit, en hy sê nie, julle moet nog eers bietjie meer gaan dink en meer gaan leer nie. Hy sê, ek stuur julle, soos my Vader gestuur het, stuur ek julle uit. En ons het baie verskonings, want ons moet eers sterker word in ons geloof, dan kan die Here ons gebruik. Die praktiese geheim daarvan is, gaan en begin doen. Begin om iets van die kleur in die wêreld in te bring wat Jesus in hierdie wêreld wil inbring. Selfs al voel jy self bietjie onsekerheid, juis deur jou doen en besig wees, ontdek jy plekke waar God werk. Ontdek jy mense en geleenthede waar God werk. En daar raak Jesus vir jou al helderder en sigbaarder. En daar waar jy oor Jesus praat, sal mense in jou oë sien dat jy nie net meer van hoorsê praat nie. En dan word jou geloof nie net versterk nie, jy word deel van die groot krag van Jesus wat besig is om hierdie wêreld te verower. Wat mense se lewens laat omkeer. En die proses word jou lewe ook weer nuut en sterk. So moenie huiwer om te begin doen en prakties betrokke te raak nie. Ek sluit af, geloof is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dis 'n lewende verhouding met God. En twyfel is soms deel van die reis, maar God se genade is groter as enige onsekerheid. Elke stappie, gebed, skrifstudie, diens, gemeenskap, vertroue, bring jou nader aan 'n dieper geloof wat jou dra. Ek is terug by my en jou reputasie. In my oë was Thomas 'n man van integriteit. Sy reputasie het gegroei volgens oorlewering. Hy was die man wat die evangelie later volgens oorlewering na Indië geneem het. En daar was hy gehoorsaam tot die dood. Ek sal graag ook bekend wil wees as iemand wat saam met ander gelowiges kan sê, my Here en my God, dis genoeg vir my, en ek glo vir jou ook. Amen. Kom ons bid saam. Here, U het gesterf en U het waarlik opgestaan. U leef. Ek glo dit, omdat U dit ook deur die woord en deur die Gees aan my openbaar. Here, en ek sien vandag opnuut U opstandingskrag. Ek wil saam met Thomas, my klein geloofbroer sê, Here, my Here en my God. Nou hierdie getuienis warm in my hart, en in elkeen wat hierna luister se hart. Here, ons wil U dien. Dankie dat U hierdie pad met ons loop. Amen. Dis my voorreg om jou ook uit te stuur met die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy gesig na jou toe draai en jou genadig wees. Die Here sal vir jou klein gelowige vashou en lief hê en troos en krag gee en jou lei tot 'n belydenis, my Here en my God. Amen.